Die jaar loop aan en ons is alweer amper by Aswoensdag hierdie week. En ons het sopas klaar gemaak met 5 geloofsankers wat vir ons baie lekker was en ek glo ook vir ons baie leersaam was en insiggewend. Ons het gepraat oor gedagtes, maar met die tyd besef eintlik met die gedagtes gebede word. So eintlik het dit gegaan oor dankbare gebede, nederige gebede, troostvolle gebede, vredevolle gebede en godgerigte gebede wat hierdie jaar die aard van ons lewe sal bepaal. Nou gaan ons na lydenstyd toe en ons gebruik baie spesifiek die boek 1 Petrus, omdat lyding 'n groot tema is in die boek van 1 Petrus. Ons gaan dit oor 5 weke doen, elke Sondag 'n hoofstuk, van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 5. Die boek Petrus val in 2 dele uit. Spesifiek 1 Petrus, begin by 1 Petrus 1, waar ons lees dat ons is vreemdelinge en bywoners. Eintlik die Christene van daardie tyd, né, wat vreemdelinge en bywoners was, wat verspreid was oor die hele Klein-Asië. En dan hoofstuk 2 vers 11 staan daar weer, julle is vreemdelinge en bywoners. Nou by die eerste hoofstuk wil hy sê, julle is bywoners en vreemdelinge, so julle moet vat wat na julle kant toe kom. Daar gaan moeilike goed na julle kant toe kom, slegte goed, omdat julle bywoners en vreemdelinge is. In hoofstuk 2 vers 11 en die res van die boek, tot by einde van hoofstuk 5, wil hy sê, daarom, omdat julle bywoners en vreemdelinge is, moet julle op 'n bepaalde manier leef en nie julle vreemdheid verloor nie. Ons gaan vandag net by 1 Petrus 1 stil staan, en ek wil jou nooi om dit self te gaan lees. Dit is 'n lang hoofstuk, ek kan nie dit nou hier lees nie, terwille van tyd, maar jy kan eers 'n pause maak op jou luister, as jy eers die hoofstuk wil lees. Die vroeë Christene was van altyd af nie noodwendig baie gewild nie. Om die waarheid te sê, hulle was glad nie gewild nie. Mense sou kon sê, hulle was die swart skape en die sondebokke van die samelewing. En die vraag sal nou wees, hoekom was dit so? Wel, omdat hulle gehoorsaam was in hierdie nuwe lewe wat God vir hulle geskenk het. En in hierdie nuwe lewe het hulle geweier om deel te neem aan 'n veelgodedom. Onthou dit geleef in 'n wêreld waar daar baie gode was. En die gode het vrouens gehad en die gode het kinders gehad. Ons praat van polytheïsme. En teenoor dit het gestaan die theïsme van die Christelike geloof. Ons glo in een God, alhoewel hy Vader, Seun en Heilige Gees is. En hulle het ook geweier om aan hierdie gode offers te bring, want dit was die gebruik van daardie tyd. Ons moet hierdie gode met offers bedien, want ons moet hulle, soos die Engelse sal sê, appease. Ons moet hulle rustig maak met ons offers, want die gode is gewoonlik kwaad vir ons, oor ons bepaalde goed doen, en dan moet ons nou die gode rustig maak, voordat hulle vir ons straf met allerlei slegte en lelike goed, en ons moet op 'n manier ook die gode omkoop met ons offers. As Christene glo dit ons nog glad nie. Ons praat eintlik meer van offerhandes nie, ons praat van dankbewyse. Party mense praat nog van dankoffers wat gevaarlik kan wees, nie noodwendig nie, maar ons praat meer van dankbaarheid, dankbewyse, tekens van dankbaarheid. Ons hoef nie met ons God te onderhandel nie. Ons is nie 'n transaksie met God van, ons gee vir jou hierdie offer en dan gee jy vir ons dat nie. Of ons gee hierdie offer vir jou, dan is jy nie meer kwaad vir ons nie. Ons glo nie so nie. Hulle het ook gelei omdat hulle nie bereid was om te sê die keiser is God nie. Hulle het gesê nee, ons het een God. Dit is die God en Vader van Jesus Christus. En ons gaan nie sê Caesar is Lord nie. Ons gaan nie sê die keiser is Here nie. Terwyl in die tyd van die vroeë Christene was dit die gebruik gewees om te sê Caesar is Lord. Dit was maar soos die Duitsers wat gesê het, Heil Hitler.
En as jy dit nie gedoen het nie, was jy in die moeilikheid. As gevolg van hierdie vreemdheid, hierdie andersheid, moes Christene ook maar baie keer 'n bietjie in die geheim lewe. Hulle het in die geheim by mekaar gekom, hulle het in die geheim hulle geloof bely, hulle het op geheime tye by mekaar gekom, hulle het maar probeer om so ver as moontlik hulle self te beskerm teen mense wat hulle heeltyd wil vang en vir hulle wil seermaak. So, dit was 'n moeilike tyd in hulle lewe. Hulle sou graag wou in die openbaar hulle geloof gelewe het, maar hulle was, soos die Engelse sê, 'n catch-22. As hulle te veel na buite leef, dan word hulle gevang, so hulle gaan maar in die geheim. Maar omdat hulle in die geheim gaan, word hulle nou weer verdag. En word hulle met wantroue beheen, want hulle doen dan nou hulle ding in die geheim. So hulle is verklaar tot 'n destabiliserende mag in die Romeinse Ryk. En hulle is baie keer beskuldig. As iets verkeerd gaan, dan word hulle beskuldig. Dit is maar soos by ons, as iets verkeerd gaan, dan sê die DA in Gauteng is die ANC se skuld. As iets in die Weskaap verkeerd gaan, dan sê die ANC dis die DA se skuld. Dit is mos nou maar van Adam en Eva, so is nie my skuld, dit is daai se skuld. So byvoorbeeld met die Great Fire in 64 na Christus in Rome het Nero baie gou gesê, dis die Christene wat die stad in die brand gesteek het. En daarom het hy die Christene vervolg, omdat hy hulle daarvan verdink het. Al was dit nie bewys nie, en al was dit 'n valse aanklag. Dis soos mob justice, wat teen die Christene van daai tyd uitgevoer is. En dit was regtig 'n skouspel, want Christene is lewend in arenas ingejaag, en dan is hy toegemaak, en dan is die wilde diere ingejaag, en dan het die wilde diere die Christene letterlik lewendig verslind. Onder die applous van die mense, die heidene van die Romeinse Ryk. Of Christene is lewendig aan die brand gesteek, aan kruise, so vir spottender wys, julle glo mos nou nie man van die kruis nou kom, dan hang ons julle aan die kruis op en ons steek julle aan die brand. Hierdie vervolging het vroeg begin, ons is nie heeltemal seker van al die datums nie, dalk was dit nog nie in Petrus se tyd so erg gewees nie, maak nie saak nie. Die boek is geskryf vir alle tye, en vir alle mense, ook vir ons, en tot in 311-12 na Christus, met die uitvaardiging van die edik van Milaan, toe Konstantijn die Christelike geloof gedekriminaliseer het, is Christene so vervolg. Maar wat baie interessant was, al was hulle vervolg, en al was hulle met wantroue beheen, was daar 'n vreemde belangstelling in hulle. Dit was asof die mense van daardie tyd gesê het, wat gaan hier aan? Hierdie mense, there's something about them. Daar's iets aan hulle. Daarom lees ons dat 'n man met die naam van Diognetos in 150 na Christus begin navraag doen. Nou, hy was blykbaar, die Diognetos was blykbaar 'n mentor van keiser Marcus Aurelius. En hy begin navraag, sê vir my, waar kom hierdie nuwe godsdienst vandaan? Wie is hierdie Christen God? Hoekom is hierdie mense nie bang vir die dood nie? Hoekom is hulle bereid om in 'n arena deur wilde diere opgevreet te word en aan brandende kruise opgehang te word? Wat is hierdie broederlike liefde wat hulle vir mekaar het? Waar kom dit vandaan? En toe skryf iemand vir hom 'n brief. En ek gaan die brief vir jou lees. Dit is 'n aangrypende brief. Die brief sê, Diognetos, hierdie mense woon hulle in hulle eie land, maar as vreemdelinge. En elke vreemde land is hulle vaderland, en elke land is vreemd aan hulle. Hulle deel hulle tafels, maar nie hulle beddens nie. Hulle lewe in die vlees, maar hulle lewe nie na die vlees nie. Hulle vertoef op die aarde, maar is tuis in die hemel. Hulle is gehoorsaam aan vasgestelde wette, maar in hulle eie lewens oortref hulle die wette. Hulle het almal lief, maar hulle word deur almal vervolg. Hulle is arm,
maar hulle maak ander mense ryk. Hulle kom alles kort, maar hulle tog in alles oorvloed. Hulle word onteer, maar die ontering strek hulle tot roem. Hulle word gesmaad, maar hulle seën. Hulle word beledig, maar hulle bewys eer. As hulle goed doen, word hulle bestraf as kwaaddoeners. As hulle gestraf word, verheug hulle asof hulle tot lewe kom. Deur die Jode word hulle bestry as vreemdelinge. Deur die Grieke word hulle vervolg. En tog kan diegene wat hulle haat geen rede vir hulle vyandskap gee nie. Dit is die getuienis oor wie hierdie mense is. Nou, dit is baie mooi, vriende. Dit is baie mooi. Dit is bewonderenswaardig. Maar dit was 'n moeilike lewe. Dit het 'n duur prys gekos. Hierdie mense het met hulle bloed betaal vir hierdie soort lewe wat hulle gelewe het. Hulle is uitgehaal oor hierdie lewe. Hulle is in navolging van Christus aan brandende kruise opgehang. Omdat hulle gehoorsaam was. Dit was nie dat hulle probeer snaaks wees het, of vreemd wees, of gesê het, ons gaan nou rebelleer en anders wees nie. Dit was 'n diep geestelike ding wat met hulle gebeur het, waar hulle ontmoeting met God gehad het, wat hulle lewens heeltemal verander het. Petrus sê vanuit 'n sinlose bestaan, het God hulle gebring in 'n nuwe lewe, wat sin en betekenis het. Maar nou is 'n mens mos maar vlees en bloed, né? En hierdie mense was vlees en bloed. En niemand van ons wil ongewild wees nie. Niemand van ons wil hê dat mense nie van ons hou nie. Niemand van ons wil uitgelewer voel as 'n minderheid nie. Maar soms gebeur dit. Petrus sal jou vertel, hy skryf nie hierdie boek omdat hy niks weet nie. Hy skryf hierdie boek uit 'n baie eie seer ervaring. Hy weet wat dit is om by Pontius Pilatus op 'n paleis te staan en te ontken dat jy die Here Jesus ken, omdat jy bang is dat die mense jou iets gaan aandoen as jy erken jy's 'n vriend van Jesus. Hy het dit 3 maal ontken. Hy is deur die gesprek met Jesus oor die 3 maal se verloning. Petrus onthou ook dat Jesus hom gesê het, Simon, Simon, dit was nou sy ander naam, Petrus, Petrus, die duiwel het daarop aangedring om julle te sif soos koring, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie sal begewe nie. En later sou Jesus vir Petrus en sy vriende sê, julle moet nou waak en bid, want onthou, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Petrus sou ook onthou dat Jesus op 'n stadium vir hulle gesê het, as julle bid, gaan in julle binnekamer en bid so, Onse Vader wat in die hemel is, en dan laat ons nie in die versoeking kom nie. En ons dink baie keer ons nou, as ons dit bid aan al die slegte goed, seks en drank en steel en so. Ek dink Jesus het uiteindelik verwys na die versoeking in die woestyn, waar die duiwel hom 3 maal versoek het. En waar die duiwel hom versoek het om God te verloon, en om eerder na homself te kyk as na God se saak. En ek dink Petrus het dit ook so verstaan. Die grootste versoeking vir Petrus na die kruisiging was om Jesus weer te verloon, om weer bang te raak, om weer 'n tree terug te gee, te sê, ek ken hierdie man nie. So, vriende, die uitdaging van 1 Petrus 1 en die hele boek is, dat ons nie ons vreemdheid sal verloor nie. Hoor jy dit? Dat jy nie jou vreemdheid sal verloor nie. Miskien het jy dit al verloor. Dit is tragies. En ek kan jou besig hou met baie interessante kennis uit die boek, maar ek wil eintlik net aanbeweeg en vir jou net gou 'n bietjie demonstrasies gee van hoe dit met ons gebeur. Die eerste ding wat ons moet onthou is, ons word nie in Suid-Afrika fisies vervolg nie. As jy in Namibië sit, jy word nie fisies vervolg nie. Ons word baie meer subtiel vervolg, deurdat ons belaglik gemaak word en verneder word as dom mense.
'n Sweedse teoloog, Joel Halldorf, skryf as volg oor sy lewe in Swede. Nou Swede is een van die mees sekulêre state in Europa, waar die mense glo dat ons met ons verstand alles kan regmaak. Hulle het nou ontdek, 'n mens kan dit nie doen nie. Daarom het hulle God afgeskryf, want omdat jy God nie kan verklaar of wetenskaplik bewys nie of verstaan nie, daarom bestaan hy volgens hulle nie. Maar daar is nou 'n swai in hierdie oortuiging, en nou skryf Halldorf die volgende: When I started school at age 7, I was convinced I was the only Christian among the 300 students in attendance. And if someone discovered I went to church, they were baffled. How could I possibly believe in fairy tales? Had I missed the memo? Any church-going kid growing up in Sweden during the 70s or 80s will tell you a similar story. Not one of persecution, but of being regarded with mild condescension. A 1949 editorial captures the mood. With thinly veiled satisfaction, Dagens Nyheter, is a courant in Sweden, observed the decline of Swedish religiosity, noting that the only holdouts were groups which, for various reasons, represent what one might call an earlier stage of human development, namely the rural population and women. I noticed that when I wrote about theology, eye rolls and sharp rebukes came mostly from older readers and columnists. A memorable outburst was that of an ABBA member, Jon Ulvaeus, who wrote a hit piece in Svenska Dagbladet, ook 'n koerant, equating my faith in God with being anti-science. Ons word nie vervolg deurdat ons met messe gesteek word of met gewere geskiet word nie. Ons word geskiet met mense se tonge, met hulle oë, met hulle gesigsuitdrukkings, met hulle liggaamstaal, asof ons belaglik is en asof ons simpel is. Dis nou as ons gehoorsaam is. As ons nie gehoorsaam is, gebeur dit nie. Dis net as ons regtig, kan ek dit sê, radikaal gehoorsaam is. Ek het nogals gedink oor die rol van groepsdruk, waar ons vreemdheid bedreig word. Ons maak maar soos almal maak. Ek het nou gedink, as ek nou in Frankryk bly, en ek is nou 'n Christen in Frankryk, dan gaan ek nou op 'n Saterdag aand na Parc des Princes in die middel van Parys, dan speel Frankryk nou rugby teen Engeland. En dan moet ons almal nou opstaan vir die volksliedere van Engeland. Hulle sing God Save the Queen, nou sing hulle God Save the King. Dit klink redelik onskuldig, weet ook nie van dit nie. Maar dan sing die Franse hulle volkslied. En dit is 'n vreeslike lekker lied om na te luister, Le Marseillais. Dis lekker brutaal en dis lekker militêr, en op 'n stadium dan sing hulle Au Armée Citoyens, Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang en pour abreuve nos yeux. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek, maak nie saak nie. Wie wat beteken dit? Dit beteken, grab your weapons, citizens, form your battalions. Let us march, may impure blood water our fields. Dit is 'n oorlogslied wat geweld roep. Dit is 'n klomp kere in Frankryk al verbied, maar dit kom elke keer weer terug. En ek het gewonder, as ek 'n Christen is in Frankryk, op 'n Saterdag aand, op Parc des Princes in Parys, en ek moet regop staan, en almal sing dit, wat gaan ek doen? Want vriende, ek glo nie dit nie. Ek glo nie kinders van die Here kan sulke goed sing nie. Dat bloed ons lande moet besproei nie. Net so 380 km suid van Parys is 'n dorpie met die naam van Taizé. Daar sing vreemdes, ubi caritas est et amor. Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Vir my word dit die simbool van vreemdheid. Jy mag dalk dink ek is belaglik. Dit is jou goeie reg om so te dink.
Maar ek het hierdie week wat verby is, dit self in my eie lewe ervaar hoe 'n moeilike omgewing my vreemdheid kom steel, wat ek nie kan glo nie en waaroor ek diep ontsteld was. Ons was as 'n predikante bymekaar en ons het gepraat oor die probleme rondom ons kerkgebou in die middel van Wellington, waar mense op Vrydag en Saterdag aan en in die week allerhande goed neergooi, slegte goed neergooi, bottels. Partykeer los hulle sommer hulle kombers en hulle klere daar, die goed lê altyd in die grafte rondom die kerkgebou. Ons het 'n probleem van 'n begrafplaas, dit is problematies. En ek hoor myself sê die oggend, maar dan moet ons nog maar weer, soos in die verlede, konkas kry en gooi op 'n maandagooggend die mense se goed als in die konkas en dan brand ons dit uit. As ons dit 3 keer doen, dan sal hulle nie weer terugkom nie. Nou kom ek aan my kar na die geleentheid en ek kom terug huis toe en ek lees 1 Petrus 1, julle is vreemdelinge en bywoners. Dis wat ek vir my lesenaar en ek huil oor myself. En ek dink jy het sopas jou vreemdheid verloor, Johannes. Daar moet 'n beter weg wees. Jy het die breë weg nou gekies. Jesus kies die smal weg. Jesus sterf liewers aan die kruis. Hoe kan jy mense wat niks het nie, se niks gaan uitbrand? En dan preek jy die vorige Sondag vir mense oor, doen aan 'n ander, soos wat jy wil hê, hulle aan jou moet doen. Wat het van jou geword? Ek kan baie sulke stories vertel uit my universiteitsjare, selfs in my weermagsjare, waar ek my vreemdheid verloor het. Dit is een van die hartseerste goed in jou lewe, en daarom verstaan ek as Petrus uit die paleis uitstap van Pilatus, en daar staan hy bitterlik gehuil, toe hy buite gaan staan het. Mens kan maklik jou vreemdheid verloor, omdat dit moeilik gaan om jou. Want vreemdheid vra dapperheid. Vreemdheid vra dat jy moet uitstaan uit wat die groep sê. Ek ken 'n seun wat dwars deur sy skoolloopbaan 'n doeksleerder was tot in graad 12. En toe hy op 'n dag in graad 11 hoor hy mag nou die skool se ereklere baadjie dra, het hy gesê hy stel nie belang nie. Het een van die onderwysers hom gevra, het jou ouers finansiële probleme, hoekom dra jy nie die ereklere baadjie nie? Te sê, want ek het nie my verstand gemaak nie. En dit was afgehandel. En ek het gedog, miskien is dit wat dapperheid vra, om nie maar net saam te gaan nie. Om partykeer te sê, ek gaan nie Le Marseillaise sing nie, want ek het dit uit sy hart. Ek het die hart van Christus, 'n ander hart. In 2002 bied ek seminare aan vir onderwysers in Port Elizabeth, daar's vir 700 skoolhoofde van oor die hele land bymekaar, en in die lesing probeer ek vir hulle getuig dat 'n skool wat Christelik is, hang nie sekere leerders in sy voorportaal op nie. Jy hang nie jou 10 beste presteerders in elke klas in die voorportaal op nie. Dit is nie goed nie, dit is nie hoe die Bybel sê ons moet handel nie, jy mag oor dit verskil, 100%, dis my getuienis. As jy 'n foto wil ophang, hang jy foto's van almal op, of van niemand nie. Anders kan net, as jy die 10 top presteerders in elke klas ophang, dan kan daar 50 oumas in die voorportaal inkom en sê, daar hang my kleinkind. Maar die droom is eintlik 800 oumas, wat kan inkom en sê, oh, my kleinkind hang in die voorportaal van die skool. Toe ek by die huis kom, so 'n week of 2 later, toe kry ek in my e-pos briewe van 2 skoolhoofde en van meer, maar 2 wat vir my foto's stuur. Hulle het gegaan en als afgehaal in die voorportale, en hulle het letterlik die hele skool se kinders op klein fotootjies op 'n groot skerm in die voorportaal opgehang. Ek het foto's wat ek Sondag in die gemeente sal wys daarvan, die laerskool La Hof in Klerksdorp en die laerskool Brackenfell. En hulle het my geskryf, omdat ons gehoorsaam wil wees. Het ons dit gedoen. En ek het daar gesit, voor my rekenaar en die goed gesien en gedink, hoe is dit moontlik? Dit is, wanneer 'n mens gehoorsaam is, dan doen jy vreemde, snaakse goed.
Die einste Joel Halldorf, die Sweedse professor in teologie, sê Christianity is at its best when it does not rage against the present age, but engages in it with curiosity and a sense of adventure. Ek sien in my vreemdheid as 'n straf nie. Dit is 'n bietjie van 'n lyding soms, maar vir my bly dit 'n avontuur saam met die Here. Hoe kan ek gehoorsaam wees in 'n wêreld wat lyk soos my wêreld? Hoe kan ek gehoorsaam wees in 2026 in Suid-Afrika? Hoe kan ek in Wellington Moedergemeente gehoorsaam wees in 2026 in my moeilike omgewing? Dis 'n avontuur saam met die Here. En ek het gedink ek vandag weer vir julle 3 hande wys, dit te sê, as ons vreemde kinders van die Here is, sit ons nie met ons handjies gevou nie, en ons doen niks nie. En ons sê nee, ons is vreemd, ons doen niks, ons verlang net na die hemel nie. Maar ons is ook nie woedend nie. Ons veg nie met die wêreld nie. Ons probeer nie 'n punt maak nie. Ons wil nie die wêreld seermaak nie. Ons wil nie van onsself vyande van die wêreld maak nie. Ons gaan maar net weer terug na ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. En dan wil ek vir die Here nog een ding vra. Laat ons gehoorsaam wees. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek hoop die reis deur die boek 1 Petrus in die lydenstyd saam met Christus gaan vir jou van groot waarde wees. Mag ek vandag vir jou net een vraagie vra? Asseblief, moenie jou vreemdheid verloor nie. Want as ons vreemdheid verloor, is daar geen hoop vir die wêreld nie. Mag die Here jou seën en by jou bly, mag sy genade en sy vrede saam met jou gaan. Mooi loop tot volgende keer.